So hierdie eco-soil besigheid waar jy nou either kompostee maak of kompos ekstrak en daai goed, kan dit actually werk op droëland rygewasse, okay? Ek is hierso daar by die Belfast omgewing, ek dink dis die naaste aan ons, nee, give or take. Hier langs die N4 somewhere. Okay, ek praat hier met Edward, hy gaan my meer vertel. Wat is sy ervaring gewees met eco-soil die afgelope 3 jaar? Hoe loop die goed en hoe gebruik jy hulle vandag? Kom ons luister. Edward, hoe lyk dit? Goed en jy, Choopie? Nee, wat? Doodstil rustig, goed te loop. Okay, ons is hierso Belfast omgewing. Vertel my gou vinnig, hoe werk julle boerdery opset? Wat boer jy alles? Hoe loop die dinge hierso? Okay, Choopie, ja, ons plant 'n bietjie mielies, sojabone, dan boer ons maar met beeste en skape. Ja. So hulle vul maar almal mekaar aan en ja, ons doen dit maar in wisselbou, die gesaaides. Ja. En sê vir my, julle het so 3 jaar terug het julle met ek wil amper net voor ek by die eco-soil goeders kom. Hoe lyk julle bewerkingspraktyke oor die algemeen? Wat doen julle? Hoe roteer julle? Hoe werk daai besom? Kyk, Choopie, ek doen so 2/3 mielies en 1/3 sojas. Ja. Net dat jy 'n bietjie ombreek met daai Ja, ons was altyd op 'n 50-50, maar ons het toe die mielieprys nou beter was, het ons nou 'n bietjie meer mielies gegaan. Die werk som anderster is wat. Maar Wel, ja, die sojas is ook nie by nie so. so van jare is alles in elk geval down at the dumps, maar ja, ons doen gedeeltes doen ons nou-til en dan is daar gedeeltes wat ons konvensioneel bewerk, wat ons ripper deursit en dan 'n saadbed maak en wat ons dan plant. En dis nou waar ons 3 jaar terug begin het ek met Neil kennis gemaak Ja. van eco-soil. En ons het lank gesels en toe het hy vir my voorgestel, maar kom ons probeer 'n stukkie en dan kyk ons wat gebeur. En ja, soos ons almal weet, jy weet, 'n ou is maar baie skepties, jong, sal hierdie goed werk en alles. En ja, ons het dit probeer en na 3 jaar sien ek daar is tog vrugte te pluk. Wat was jou hoofoorweging? Hoekom wou jy die rigting gaan om dan nou 'n bietjie meer biologie in die grond terug te kry en daai tipe van dinge? Hoekom? Choopie, die chemie, of dit nou bemesting of plantplaag is, die chemie maak ons grond dood. Hy straf ons. So my hoofrede was om die grond weer bietjie gesond te kry en lewendig te kry, sodat ons vir die toekoms kan boer. Ons gaan nie net vir die volgende 5 jaar boer nie, ons wil vir die volgende 50 jaar boer. Of dit nou ek is en of dit my kinders is. So ja, hoe gesonder die grond is, hoe beter. So jy koop in daai dinge wat die ouens sê, luister hierso. Jy het nou nie die grond by jou oupa gekry nie, jy leen dit eintlik by jou nageslag en jy moet die goed oppas dat hulle op die einde van die dag kan vorentoe gaan. Ja, jy kan seker so sê, dit klink, ja, dit is nogal 'n mooi enetjie daai. Okay, maar die stories is altyd baie mooi en dit is, okay, ja, nee, ons gaan nou hierdie doen en daai goed en dan kom die sla die tye irriteer en dan werk hierdie produkte nie soos wat hulle moet nie. So, wat's jou ervaring oor die afgelope 2-3 jaar? Hoe het julle die goeders toegedien? Hoe het julle gedoen en wat het julle gesien? Choopie, kom ons begin so. Jy kan, soos enige ding, kan jy 'n program volg wat vir jou in rand en sent baie geld gaan kos, wat jy dalk nie die ROI op gaan kry nie. Of jy kan net bedaar en dit oordentlik doen en dan kyk, dit is maar wat jou sak pas. En wat ons nou maar gedoen het, ons het begin net met 'n invoerprogram. Ja. Met die Eco Delta program. En dit het, jy weet, aanvanklik het dit gelyk of dit nie wil werk nie. Maar ek moet sê in seisoen 2, toe sien ek 'n regtig merkwaardige verskil. En dan moet ek sê vanjaar ook. En ons het sover 'n baie uitdagende seisoen gehad met baie reën, koue, hitte, you name it. En nee, ek dink hy het goed gedoen. En ek meen, want dis 'n spesifieke invoer wat jy dan nou kyk om die rhizobiums nie. Nou ek het sommer hier vurk ingedruk en self hierdie goeders hier uitgehaal. Daar kan julle sien
waar hierdie rhizobiums nou uitkom. En ek wil net kyk hoe mooi sit hulle actually daarso. Hierdie is wat julle nou die invoerbehandeling voorgedoen het en jy's happy met dit, nê? Nee? Nee, ek is baie happy. Ek kyk na die wortelvolume ook is heelwat meer Ja. as wat die kontrole is. So So hoe meer wortels, hoe meer kos kan hy hoe meer voedsel kan hy opneem, hoe meer kos kan hy maak. En hoe meer water en al die tipe van goeders, net in terme van wat hy kan gaan haal as hy in stresstoestande en daai tipe van goed ingaan. Net so. Jy hoe sê hulle, jy stryk my nou nie as die ou wat heeltemal die Kool-Aid gaan drink en dan nou in totaliteit, nou is dit net no-till-planters en jy weet mos hoe gaan hulle, die manne drink die Kool-Aid en dan is dit nag, nê. Dit lyk of jy 'n berekende besluit geneem het hier en dit stelselmatig doen en dit actually gemeet kry om vir jou 'n ROI terug te gee. Ja, Tjoepie, kyk, elke praktyk het sy eie plek, né? En elkeen 'n werk. Soos ek sê, ek kombineer dit. En vir my werk dit. Dit is ek het hom gekry laat hy werk. So ek is weet jy kan nie 'n ding wat werk nie. Hoekom moet ek die wiel herontwerp? Ek gaan nie. Hy werk nou so. Kom ons hou hom so. As ek die dag vasbrand, dan moet ek gaan sit en dan moet ek kyk, hoor hierso jong, waar het ek verkeerd gegaan of wat. Dan maak ons maar weer reg. En jy doen die kompos ekstrak ook, nee, is ek reg? Ja, ons sit kompos ekstrak by en dan die C-Improve en dan het ons ook daai, wat is dit, die Fertility 2. Ja. En dan het ons 'n saadbehandeling wat ons met dieselfde tyd as ons die rhizobium behandeling doen. Ons gebruik MBFI se Rhizolic wat ek ook dink 'n skitterende produk is. Dan doen ons die saadbehandeling ook en ek moet sê ek dink dit werk. Wel as jy kyk ek kan nie vir iemand anders te sê nie, maar as jy kyk hoe uniform die goeders is, nê, met die klomp reën en al die goed wat jy gehad het, nê, moet ek sê die goed lyk regtig daadwerklik, dit lyk regtig vir my goed. Ek meen ons sal nou gaan sien, ons is nou nog op 'n punt waar ons kan pele tel en daai tipe van goeders doen nie. Dit kom nog. Maar dit wat jy met die oog kan sien, is jy happy. Ja, ek is gelukkig, jy weet, plante is gesond. Ek moet bysê, onthou nou net, ons het nie heeltemal van chemie af weg beweeg. Ek wil nou net hoor, hoe het julle gedoen met het julle kunsmis gesny of hoe het julle gemaak? Ja, ons het kunsmis gesny. Ons het 1/3 van ons normale hoeveelheid wat ons bemest het ons uitgehaal en dit is nou vervang met die EcoDelta program. So kostegewys is hy dan dieselfde, give or take? Ja, kostegewys kom jy maar dieselfde uit, maar jy gaan 'n bietjie meer opbrengs kry en ek dink dit maak tog op. En dan onthou, ons gaan terug, ons wil ons grond weer terugkry na normaal toe, dat hy weer lekker sterk is. Oor die afgelope 3 jaar of wat jy nou die goeders doen, wat is jou en ek weet dit is moeilik om te toets want jy het dit nou redelik op die sojas gedoen en al die goed met verskillende bemestings en alles. Duimsuig, wat sê jou gut vir jou? Wat het jy bygekry omdat jy op die EcoSoil program is? Tjoepie? Ja, kyk ons het 1/3 van ons chemiese bemesting gesny. En dan volgens my berekeninge en wat ons nou verlede jaar die strooperdata, het ons so tussen 300 en 400 kilogramme hektaar wat ons beter gestroop het. Waar jy hulle goed bygesit het. Waar die program by is teenoor 'n vol bemeste chemiese program alleen. Okay. As ek nou wil kyk na hierdie goeders, nê, want dit is nou, jy weet baie keer in hierdie goed, dit is hocus pocus in jou kop, nê, want dit is kan nie werk en whatever. Wat sê vir die ouens sê, waar begin ek? Want wat ek voel dieselfde is jy, ek moet iewerster begin. Ons kan nie net op dieselfde trend aangaan nie, die opbrengste daal, en jy kry net nie daai ekstra bietjie wat uitkom en ons het die grond uitgeput. So,
waar begin ek met hierdie hele storie en moet ek nou alles loop doen, moet ek 10 hektaar, moet ek 'n land doen, wat sou jy vir die ouens aanbeveel? Kyk, Choopie is maar wat jy kan bekostig, maar ek sou gesê het, begin met 'n stukkie. Vat 'n 10 hektaar of 'n 20 hektaar en probeer dit. Dis maar hoe ek begin het. Ek het ook maar 'n gedeelte gedoen en jy ou het maar gewonder, jong, gaan dit werk? Hierdie see, vis en water en goed wat ons hierso nou Presies. en dit stink en alles en dan sit dit in die plant voor en werk dit of werk dit nie? En weet jy wat? Dit is nou maar, jy moet die kans vat. Ek gaan nie vir jou sê plant die hele plaas nie. Vat 10 of 20 hektaar. Kyk, toets, meet om te weet. Dis al. En dan van daar af vat jy dit. Ek sou gesê het om te begin net met 'n invoertoediening. En as jy regtig wil, dan vat jy 1 blaarbespuiting hierso teen blomtyd. En kyk, ja, dit is wat ek kan sê. Op mielies is dit 'n bietjie moeilik, droëland toestande, want jy het nie 'n pivot wat jy deur kan toedien nie. Jy weet, jy kan nie altyd spuit op mielies Ja. nie. So afhangende van ook hoe jy gegeer is, hoe jy bestuur lyk, het jy hoogloop spuit wat jy dalk die ander ops kan opsit, al daai tipe van goeders. Net so. So ja, dit is dis jou eie keuse aan die einde van die dag. Hoeveel jy wil doen, maar probeer 'n stukkie. Dit kan nie dis so goed soos enige ander proef wat jy doen. Hoekom nie? Ek stem saam hier. 100 Edward, dankie baie. Right, dit is Edward hierso in Mpumalanga. Okay, right. Luister hierso, ek moet sê nee, as jy daai goed so kyk en jy kyk die omstandighede wat hulle gehad het die afgelope ruk, nee. Ek wil sê ek weet nie hoeveel van die Mosambiekse reën julle tot hier gehad het nie, nee. Daarom nie. Nee, gelukkig nie, nee. Maar dit lyk regtig of daar iets in hierdie goed steek en soos hy sê, begin stadig, doen 'n stukkie, hardloop hulle in. Ons het ook op die Lucerne het ons 'n klomp of dit is 'n pivot wat ons op die goed gesit het. Tot dusver wat ons kan sien is lyk of ons soutte baie minder is as op die res op die blaarontledings. Die res van die goed gaan ons na die seisoen sal ons maar sien hoe lyk die opbrengste in daai goed. So, as jy belangstel, EcoSoil linkie bo of onder en dan kan jy bietjie met hulle gesels. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.